Vanoggend gaan ons die woord vasmaak en ek wil sommer voor ek afskop net hierdie geleentheid gebruik om ons aanlyn gehoor te verwelkom, baie welkom en my gebed is dat jy vanoggend se diens saam met ons sal geniet, die Heilige Gees ook die naprediker in jou hart sal wees, dat jou hart sal oopmaak om te ontvang, dit wat die Here vanoggend wil doen. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n tema, omstandighede het nie die laaste sê nie. Omstandighede, hulle kerk, het nie die laaste sê in ons lewens nie. Ons dien 'n God van wonderwerke, ons dien die koning Jesus, die naam bo elke naam, die gesag bo elke gesag, die autoriteit bo elke autoriteit. En partykeer is ek en jy vas omstandighede. En ons gaan as 'n kerk deurwerk, die boek van Filippense, ons begin môre met 21 dae se vas en gebed. Ek wil jou uitnooi om jou hart oop te maak vanoggend om te ontvang dit wat die Here vir jou het. Om jou hart oop te maak, wie weet daar's krag in gebed, daar's krag in God se woord. Partykeer vang omstandighede ons vas in verskillende dinge. Sien Paulus skryf hierdie boek aan Filippense en hierdie brief is waarskynlik een van Paulus se mees persoonlike briewe, een van sy mees intieme briewe. Hy skryf 'n brief oor vreugde, hy skryf 'n brief oor hoop, hy skryf 'n brief oor 'n doel en hierdie brief punt na een persoon en dis Jesus. Sien Paulus omstandighede was anders. Paulus sit in die tronk. Paulus is gevange geneem, Paulus is besig om 'n proses deur te gaan van teregstelling en steeds skryf hy oor God se vreugde, steeds punt hy na Jesus toe. En ek en jy, hallo kerk, kom baie keer kerk en ons omstandighede maak ons vas in denke. Ons sê goed soos, as ek maar net daai werk kan kry. As ek maar net eendag kan trou. As ek maar net eendag kan kinders kry, maar as jy ouer word en sê, eendag as my kinders uit die huis uit is. En ons denke word bepaal deur ons omstandighede. En Paulus sê nee, jy kan in 'n tronk sit, jy kan vas wees in kettinge, jy kan in die omstandighede wees waar jy is. Die vreugde wat ek en jy het, hallo kerk, is nie normale vreugde nie, dit is aardse vreugde nie. Dis 'n koninkryks vreugde. 'n Vrug van die Gees, want ons weet hallo kerk dat die wêreld wag vir openbaring van die seuns en dogters van God vir vrede, geregtigheid in en deur sy Heilige Gees. Die woord sê the joy of the Lord is our strength. Hulle kerk nie die 5 uur sessies in die gym nie, nie die vroeg opstaan nie, nie die verdere hardloop nie, nie die swaarder optel nie, die joy of the Lord will be our strength, die vreugde van die Here is ons krag in hierdie seisoen, en die wêreld wil kyk na 'n kerk wat beweeg in die vreugde van Jesus Christus, wat aan 'n kruis gesterf het, wat opgestaan het vir my en jou sonde, sodat ek en jy kan deel in dit wat hy vir ons kom doen het. Die vreugde van die Here moet deur en in ons gesien word. Sien hier's konteks tot waar Paulus skryf. Paulus se vreugde was nie in sy omstandighede vas nie, hallo kerk. Sy vreugde was nie vas in sy omstandighede nie. En ek en jy kom partykeer kerk en ons gaan deur sekere omstandighede. Ons kom loof en aanbid die Here en maandag as ons by die werk kom en lyk dit of iemand ons in suurlemoensap gedoop het. My vrou het my hierdie week gevra, is die vreugde van die Here nog in jou? Filippi was nie net sommer enige stad nie, hallo kerk, dit was 'n Romeinse kolonie. Veterane van die Romeinse leer het in Filippi gewoon. Hulle was trots om Romeinse burgers te wees. Filippi was 1300 kilometer van Rome af, maar alles in Filippi was deel van die Romeine, hulle kos, hulle kultuur, hulle sisteme, hulle mense, hulle denke, alles was vas in 'n Romeinse kultuur. En Paulus skryf uit die tronk uit, en hy herinner hulle, Paulus sê die volgende, ons burgerskap is in die hemel. Met ander woorde, Paulus skryf, julle lewe in Filippi, maar julle is nie vas aan daai koninkryk nie, want julle behoort aan 'n ander koninkryk. Julle burgerskap is op 'n ander plek. Hallo kerk, ek en jy lewe in Suid-Afrika, maar ons burgerskap is vas in die hemel. Ons identiteit is vas in wie Christus Jesus is. Ons leef volgens anders waardes. Sien die wêreld bepaal dalk my en jou adres, hallo kerk. Maar ons hemelse burgerskap bepaal ons identiteit. En ek wil volgende die tyd in jou hart kom vasmaak, uit 'n plek van vreugde. Ek wil 3 punte kom deel vanoggend, en kom ons lees saam in Filippense 1 vers 6. Eerste punt wat ek vanoggend wil aanraak is dit, God voltooi wat hy begin het. God voltooi wat hy begin het. Filippense 1 vers 6 sê, en ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Jesus Christus weerkom. God kom vanoggend en herinner ons dat die goeie werk wat in ons begin het, hallo kerk, sal voleindig.
En dit laat my dink aan die storie van Josef. Josef was gevange, Josef was verraad, Josef was verkoop. Josef was ingedoen. In Genesis 50 sê dit, julle het kwaad beplan, maar God het dit ten goeie laat meewerk. En Paulus skryf uit hierdie selfde beginsel, ek wil vanoggend oor jou verklaar dat God dit ten goeie sal meewerk in jou lewe, ongeag jou omstandighede, ongeag waar jy gaan in hierdie seisoen, God sal volëindig wat hy begin het. God se woord is waar. Sy gees is hier. Miskien voel jy vandag, jy het al te veel foute gemaak in jou lewe. Miskien voel jy vandag, jy's te jonk. Miskien voel jy vandag, jy's te oud. Miskien voel jy te ver afgedwaal. Nee, ek wil vir jou sê vandag, dat die woord sê, God is nie klaar met jou nie. God los nie halfgeboude mense nie. God voltooi wat hy begin. God is 'n God wat voltooi, hallo kerk. Ek en jy gee dalk maklik op mense, maar God doen nie. Die woord sê, hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi tot op die dag van Christus Jesus. En ek wil vanoggend daai woord in jou hart vasmaak, dat hy sal dit kom voltooi oor jou lewe. Dis 'n goeie plek vir Here te sê dankie. Of wil jy weet ek moet vanoggend vir jou sê amen. Gaan s'avonds my boodskap stuur. Jy sê te veel amen. Mag dit so wees oor jou lewe vanoggend. Mag dit in jou hart vas wees. Dat jou vreugde is nie in jou omstandighede nie, al jou kerk, jou vreugde is in wie hy is. Jou vreugde is in wat hy reeds vir ons gedoen het. En hy spreek hierdie woorde oor ons, hy maak hierdie belofte vas. Ek sal kom voltooi wat ek begin het. Ek is 'n God van volëinde. Die tweede punt wat ek vinnig wil aanraak vanoggend is dit, dat elke uitdaging in jou lewe dra 'n koninkryksdoel. Elke uitdaging in jou lewe dra 'n koninkryksdoel. Filippense 1 vers 12 tot 13 sê, en ek wil jy moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef, dat ter wille van Christus ek gevange geneem is. Paulus wil vir ons sê hierso dat sy gevangenskap het nie die evangelie gestop nie, sy gevangenskap het die evangelie bevorder. Dis omdat hy gevange geneem het, dis omdat hy in daai omstandighede was dat die evangelie verkondig kon word, sodat mense kon sien wie Jesus Christus is. En Henry Blackaby skryf die volgende. Hy sê, we work within a paradox. For God calls us to do something in fact only God can do. Sien, dis wanneer ons op daai plek kom van afhanklikheid, dis wanneer ons op daai plek kom dat ons besef dat hy die koning van alle konings is. Dat die tronkdeure en dat die omstandighede en dat die ekonomie en dit wat ons deurgaan nie sê het oor ons lewe nie, want ons vreugde is vas, ons identiteit is vas, want ons is hemelse burgers. Die koninkryk van God is in ons, hallo kerk, dis om ons en ons is verantwoordelikheid om daai koninkryk vir die wêreld te wys, die vreugde in wie hy is. Wanneer ons harte afhanklik word van wie hy is, van sy leiding, van sy gees, dan sien ons dit in aksie. Sien in Paulus se lewe, hoor die soldate van Jesus. Gelowiges word moediger, kerke groei. Wanneer God in beheer is, word omstandighede 'n kansel en beperkings 'n geleentheid. Hallo kerk, wanneer God in beheer is, word jou omstandighede 'n kansel en jou beperking word 'n geleentheid. En dis my hart vir jou vanoggend, dat die omstandighede waarin jy is, 'n kansel vir jou sal word om die vreugde van die Here te verkondig. Om te sê dat daar 'n koning is wat my eerste gekies het, 'n koning is wat voltooi wat hy sal begin. Dat jou beperkings vanoggend 'n geleentheid sal wees. In Handelinge 16 gaan Paulus deur 'n seisoen en hy word verhinder om in Asië in te gaan. Hy word verhinder om Bitnee in te gaan. En dit wat lyk soos 'n beperking, word 'n wonderwerk in sy lewe, want hier's wat gebeur in Macedonië, kry hy 'n droom, kry hy 'n visioen wat sê, Paulus, kom help ons. Paulus is gehoorsaam, verstaan sy afhanklikheid van God, en hy beweeg in daardie seisoen, en God stuur hom na Europa toe. Die eerste bekeerling in Europa is Lydia, 'n welgestelde sakevrou. En na daai bekeerling, 'n slawe meisie.
en na dit 'n tronkbewaarder en na dit 'n slaaf. Paulus skets hier die prentjie van ryk en arm, man en vrou, vas en vry. God bou sy kerk. Hy bou sy koninkryk deur mense wat die wêreld nooit by mekaar sou sit nie. As jy al ooit by die werk, wonder jy, Here, hoekom is hierdie mense tussen my en om my? Hier is hoekom. Want God bou sy kerk. En wanneer ek en jy afhanklik raak van sy Heilige Gees, wanneer ek en jy stil word en gelei word deur sy Gees, wanneer ons lewens dit weerspieël, wanneer ons gehoorsaam is, wanneer dit wat soos 'n beperking lyk, vir ons 'n geleentheid word omdat ons stil word. En die Here sê, ek het jou nodig. Dan transformeer die wêreld. Dan preek ek en jy 2000 jaar later oor dit wat Paulus gedoen het. Uit 'n seisoen van gehoorsaamheid. Hulle kerk wat vir ons lyk soos 'n terugslag, is 'n getuienis in God se hand. Wat vir ons voel soos 'n ompad, is dikwels God se groter doel. Sien, ons gaan deur 'n transisie in verskillende seisoene van ons lewe. Ek bevind myself op 'n plek waar ons deur transisie partykeer so in no man's land is. Het jy al so gevoel? Asof jy net in die rondte draai. Jy wil beweeg, maar jy het nie idee waar jy nie, so dan draai jy maar net. Het voel of jy besig is. Sien, is nie die seisoene waar die Here kom. En waar die Here net weer vir ons rigting gee. Is nie die seisoene waar die Here net weer kom herinner oor die woord oor jou lewe. Dis nie die seisoen waar die Here sê, word stil, word gevul deur my Gees. Dis die wêreld wil die vreugde in en deur jou sien. En Nehemia herinner die volk. Hy skryf die volgende: die vreugde van die Here is julle krag. Hy sê die vreugde van die Here, nie die vreugde van mense nie, nie die vreugde van suksesvol wees nie, die vreugde van 'n seisoen nie, die vreugde van die Here is julle krag. Hulle kerk, ons krag lê nie in die afwesigheid van probleme nie. Ons krag lê in die teenwoordigheid van die Here. Volgens wil jou verklaar dat jou krag lê nie in die afwesigheid van probleme in jou lewe nie. Jou krag lê in die teenwoordigheid van die Here. Sien is wanneer sy Gees ons vul en saam met ons beweeg. En Jesus sê self die volgende in Johannes 16. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Steek 'n bietjie hand op as jy verdrukking beleef het hierdie jaar. Hulle kerk, as jy nie hand opgesteek het, dan al jy nie asem nie. Hy sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Dan sê Jesus self, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld klaar oorwin. Jesus sê, wanneer jy deur verdrukking gaan, hou goeie moed, want ek het dit reeds oorwin. Hou moed. En ek wil jou volgende aanmoedig. Hou moed in hierdie seisoen van jou lewe. Jy moet rus nie op jou omstandighede nie. Dit rus op die feit dat Jesus reeds oorwin het. Dat hy die naam bo elke naam is, die koning van elke koning is. En dat sy hartsbegeerte is vir my en jou om uit te roep. Jesus, hier is ek. Jesus, ek is beskikbaar. Dis in oomblikke van hierdie omstandighede waar ons die Here op 'n ander manier beleef. Hierdie waren dit so mooi gepreek Sondag aand. Sien, vir van die mense het Petrus gelyk soos 'n mislukking. Maar dis in sy geloof, in sy uitstap in daai omstandighede wat hy die voorreg gehad het om met Jesus kontak te maak. Sien, ons kan op die boot sit en sê, hier gaan nie vir my werk nie. Of ons kan in die omstandighede uitstap en die Here se teenwoordigheid op 'n nuwe manier beleef. En ek wil jou aanmoedig in hierdie seisoen om uit te stap en om die Here se teenwoordigheid op 'n nuwe manier te beleef. Miskien is jy nie gelukkig met die sisteme van ons land nie. Miskien is jy nie gelukkig by die werk nie. Miskien hou jy nie eens van hoe ons kerk hou nie. Dis okay. Ek wil jou vra om uit te stap. Om te sê, Here, hier is ek. Ek is beskikbaar. Kom vul my met die Gees, Here, mag die vreugde deur my beweeg. Want ek weet dat my vreugde is nie vas in my omstandighede nie, nee. My vreugde is vas in wie hy is. Die laaste punt wat ek vandag vanoggend wil aanraak,
is 'n lewe wat Christus verheerlik. Paulus skryf in Filippense 1 vers 20 en 21 die volgende. Hy sê, dis my vurige verlange. Sê, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Dis my vurige verlange. Met ander woorde, my hartsbegeerte. En daarna sien ek uit, dat niks sal doen, waar ek myself hoef te skaam nie. Voel jy ook so? Ek wil ook nou, soos nog altyd met alle vrymoedigheid, deur my hele lewe, my hele wese, Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Dit sê om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my 'n wins. Paulus skryf sy grootste hardste begeerte is dit, dat Christus verheerlik sal word. Hulle kerk, my vraag is, lewe ek en jy 'n lewe wat Christus verheerlik? Lewe ek en jy 'n lewe wat mense punt na die Vader toe? Sien, dis wat Jesus kom doen het. Hy het ons kom punt na die Vader toe. En dis my en jou verantwoordelikheid om mense te punt. My vraag is jou lewe 'n getuienis? Hallo kerk, Paulus bid nie, Here, verander my omstandighede nie. Hy bid, Here, verheerlik Uself. Ek wil jou uitdaag in die volgende 21 dae om nie te bid, Here, verander my omstandighede nie. Ek wil jou uitdaag om in die volgende 3 weke te bid, Here, verheerlik Uself deur my lewe. Here, kom maak U naam groot. Dankie dat U my gekies het. Dankie dat die wêreld U deur my kan sien. Sien, dis geestelike volwassenheid. En ek en jy op 'n plek om te sê, Here, ongeag my omstandighede, nie Here, kom verander die omstandighede nie, Here, kom verheerlik Uself. Dis die vrug, ons het gepraat oor plant, oor groei, oor vrug. Sien, dis die vrug. Dis wanneer die Here verheerlik word deur ons omstandigheid. Volwassenheid is wanneer God se eer vir jou belangriker word as jou eie gemaak. Wanneer God se eer vir jou belangriker word as jou eie gemaak. Sy naam te verheerlik vir jou belangriker word as jou eie gewin. Dis geestelike volwassenheid. En dan skryf Paulus verder. Hy sê vir my om te lewe is Christus. Hy sê vir my om te lewe is Christus. Nie geld nie, nie sukses nie, nie gemak nie, nie status nie, nie 'n platform nie. Nee, vir my om te lewe is Christus. En hier is die ding, hulle kerk, wanneer ons lewens vas is aan Christus, dan kan ons vreugde sien in omstandighede ongeag. Maar dit maak nie saak wat hulle by jou wegvat nie. Hulle kan nie die vreugde van die Here by jou wegvat nie. Hulle kan nie die woord oor jou lewe by jou wegvat nie. Hulle kan nie die beloftes wat God reeds oor jou gespreek het, wegvat nie. Omstandighede het nie die mag om dit weg te neem nie. Die profeet Habakuk skryf dit, hy het dit eeue voor Paulus hierdie brief skryf reeds verstaan. Hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen oes aan die wingerde wees nie. Al sou daar geen skaap in die kraal wees nie, en geen beeste in die stalle nie, nogtans sal ek jubel. Nogtans sal ek jubel in die Here, en nogtans sal ek juig in die God van my redding. Ek wonder hoe sou hierdie skrif gelyk het in 2026. Sê, al sou ek my werk verloor het. Al sou ek iemand in my familie verloor het. Al sou ek nie dalk vanaand kos gehad op die tafel te sit nie. Al sou ek deur omstandighede gaan wat vir my moeilik is. Nogtans sal ek juig en nogtans sal ek jubel in die God van my redding. Want my vreugde is vas in wie hy is. Sien, die profeet het verstaan dat sy vreugde nie afhanklik is van wat hy gehad het nie, hulle kerk. Sy vreugde was afhanklik aan wie God is. Sy vreugde was afhanklik van wie God is.
En dis my gebed vir ons as 'n gemeente, dat ons vreugde sal vas wees, nie aan wat ons het nie, nie aan wat ons deurgaan nie, nie aan ons omstandighede, nie aan ons status nie, dat ons vreugde sal vas wees aan wie hy is, die koning van alle konings, die naam bo elke naam. Partykeer gaan ons deur seisoene van skudding. Jy het gedink ek wil hierdie water drink, nee. Sien hulle kerkies wat gebeur wanneer ek en jy geskit word. Wil jy sien? Kyk hier so. Maar Gerard is nie tweede diens, so ek gaan tweede diens iets anders doen. Sien hulle kerk, wat het uit hierdie glas uitgekom toe hy geskit was? Water. Hoekom water? Want dis waarmee hy gevul was. Sien maar, ek en jy geskit word, sal net uitkom. Dit waarmee ons gevul is. Ek besef dat ons word partykeer geskit en frustrasie kom uit. Ons word partykeer geskit en irritasie kom uit. Ons word partykeer geskit en dan kom ander goed, is dit by julle ook uit of nie? Sien die vraag vanoggend is hulle kerk. Waarmee is jou hart gevul? Waarmee is jou lewe gevul? Want skit gaan ons geskit word. As ons vreugde vas is in ons sukses, as ons vreugde vas is in ons dinge, as ons vreugde vas is aan kansels en gemak, dan is dit wanneer frustrasie en irritasie uitkom. Maar wanneer my en jou vreugde vas is aan die koning van alle konings, wanneer ons vreugde vas is, dan kom die vreugde van die Here uit. Die vreugde wat ons krag is, hulle kerk. Die woord sê 'n vrede in die skadu van God se heiligheid. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want hy is die koning van alle konings. Ware vreugde is nie die afwesigheid van pyn in jou kerk. Ware vreugde is die teenwoordigheid van Christus. En my en jou grootste wonderwerk is nie dat God my en jou die storm uithaal nie, nee. Dit is dat hy homself aan ons openbaar in die storm. En my gebed is dit, dat hy hom in jou sal openbaar, dat jy sal stil word, en dat jy sal weet hy is daar, en dat jy sal weet, dat jou lewe vas is aan dit wat die wêreld nie kan skuif nie. Die boek van Filippense begin nie met 'n wonderwerk in hulle kerk. Die boek van Filippense begin met 'n man in kettinge. En dit eindig met 'n gemeente wat weet dat niks die evangelie kan vasbind nie. Dit eindig met 'n gemeente wat weet dat Jesus die koning is. En hier is die slotgedagte vir vandag. Die wêreld gaan vra hulle kerk, hoe lyk jou omstandighede, maar God vra, hoe lyk jou hart? Want wanneer Christus die koning van jou hart is, verloor aardse omstandighede die mag om jou vreugde te steel. En daarom kom ek en jy vandag verklaar, dat omstandighede het nie die laaste sê in ons lewens nie.